Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Het jy opgelet hoe moeilik dit vir ons almal is om eerlik te wees oor wat ons regtig in die lewe wil hê en nodig is? Ons sê baie maklik, ek's fine of dis okay of ek sal regkom. Maar diep binne in ons dra ons sekere goeters, goed wat ons moeg maak, wat ons bang maak, wat ons gespanne maak, goed wat ons seer maak, verlange, eensaamheid, al daai tipe van dinge. En die snaakse ding daarvan is, baie keer bid ons ook oor daai goeters, maar ons bid so half oppervlakkig. Ons sê, Here, help my in vandag, of gee my die krag vir vandag, of dankie vir vandag. Baie keer ook wanneer ons kos eet, dan bid ons maar net dieselfde ou gebede oor en oor. Maar ons sê nooit regtig vir God wat binne in ons aangaan nie. En dit laat my dink aan een van die mooiste oomblikke in die Bybel. En dit het ek gister raak gelees weer, eerste keer in 'n lang ruk. Want daar sit 'n blinde man langs die pad in Markus en sy naam is Bartimeus. Ek dink vir 'n oomblik daaroor, die man sit al vir jare lank in donkerte. Hy weet hoe dit voel om afhanklik te wees. Hy weet hoe dit voel om misgekyk te word in die samelewing. Hy weet hoe dit voel om te hoop iemand gaan hom net raak sien en net met hom moeite maak. En toe hoor hy dat Jesus kom verby. So hy begin roep en hy sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die mense rondom hom probeer hom stil maak, maar hy roep net al hoe harder en harder. En dan gebeur iets ongelooflik. Jesus stop. Net daardie deel alleen is so mooi in hierdie verhaal, want tussen al die geraas, tussen die menigte mense, tussen die chaos, stop Jesus vir een gebroke mens. En toe vra Jesus vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Nou, dit is baie vreemd as jy mooi daar dink, want die man is blind en Jesus kan dit sien, almal kan dit sien. Maar Jesus vra steeds vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Want daar is iets kragtig wanneer 'n mens eerlik raak. Wanneer jy ophou om weg te kruip, wanneer jy ophou maak asof alles okay is, wanneer jy uiteindelik sê, Here, hierdie is waarmee ek sukkel, hierdie is waarmee ek hulp nodig het. Want baie mense leef hulle lewe met goed wat hulle nooit hardop erken nie. Party mense het hulp nodig, maar hulle vra nooit vir hulp nie. Party mense is moeg, maar hulle hou maar net aan om te glimlag. Party mense is stikkend binne, maar hulle probeer sterk lyk vir almal, want dis wat die lewe verwag. En intussen raak die siel stiller. Maar kyk hier wat doen Bartimeus. Hy antwoord en hy sê, Rabbi, dat ek kan sien. Dis eerlik, dis rou, dis oop, dis heeltemal net eenvoudig homself bloot lê. Geen performance nie, geen mooi godsdienstige taal of godsdienstmasker of niks nie. Net die waarheid. En dalk is dit wat God eintlik van ons almal wil hê. Nie die perfekte woorde nie, nie indrukwekkende gebede nie, nie super spiritualiteit nie, net daardie eerlike antwoord. Want die waarheid is, God weet reeds wat jy dra. Hy weet van die angs en die bekommernis en die tekortkoming en die skuld en die vrees en al die trauma. Die dinge waaroor jy in die nag wakker lê. Maar daar is iets wat gebeur wanneer jy uiteindelik dit voor hom neersit en dit met hom deel. Want baie keer probeer ons alles self dra. Ons dink, ek wil God nie pla daarmee nie, ek moet self sterk wees, ek moet dit self uitsorteer, of baie keer, dis maar my lot, dis maar waar ek is nou maar blind vir die res van my lewe, of ek kry swaar, ek moet leer om daarmee te deel. Maar dis nie verhouding nie. God wil saam met jou leef, in die klein goedjies, in die chaos, in die gewone dae. Dis amper soos 'n kind wat alles alleen probeer uitsorteer, en jou pa staan die hele tyd langs jou en sê vir jou, gee dit vir my. En dalk is dit wat God vandag ook vir jou vra en sê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Nie omdat hy nie weet nie, maar omdat hy wil hê jy moet oopmaak. Dat jy moet erken, Here, ek is moeg, of Here, ek is bang, of Here, ek is bang vir hierdie rekening, of vir hierdie oproep, of vir wat ook al, of sê net, Here, ek weet nie meer nie, Here, help my sien. En dalk is dit die grootste wonderwerk van geloof, nie dat ons altyd al die antwoorde kry nie, maar dat ons ontdek, dat ons hoef nie alleen deur die donker te loop nie, ons hoef nie vir ewig in die donker te loop nie. God sien dit raak, maar jy moet leer om oop te maak. So vandag, hou op maak asof jy alles self moet dra. Roep, praat, bid, wees eerlik.
want Jesus stop nog steeds vir mense wat roep. Ek hoop jou dag is wonderlik en tot ons weer saam stap, mooi loop.